Kan ik iets zien? Ja, oké. 6 computers. Wat een goeiemôre. Goeiemôre. Baie welkom by die erediens vanmôre. Kry julle warm? Ja. Ja, ek ook. Hier kom se is aan. So, nou. Goed. Baie welkom by vanmôre se erediens. Dis 'n gesinsdiens vanmôre, so ek gaan glad nie eers boontoe gaan nie, want dan gaan ek nou op en af. En in hierdie hitte net nou pas ek hier uit van uit uitputting en elke ding en ons is nog reeds klaar nog moeg van gister se eskapades. So ek gaan sommer van die begin af hier onder wees. Dis lekker om julle almal hier te sien op hierdie mooi sonskyn dag en ek sien vreeslik daarna uit om vanmôre lekker saam met julle te kuier. En dit is 'n spesiale geleentheid, boonbehalwe dat dit 'n gesinsdiens is, want vanmôre doen ons die afsluiting van die katedese so. Almal wat nou vanmôre hier is, wat nou moeite gedoen het om hierdie jaar die katedese, die sonnaarskool by te woon, kry almal daarom nou 'n sertifikaat en elke ding. So ek wil dan vir julle daarom dan nou vanmôre sê spesiaal baie welkom. Dis lekker om julle almal ook nou vanmôre hier te sien. En jy gaan daarom vandag uit toe gaan met iets in jou hand. Al is dit al hoekom jy kerk toe kom, omdat jy ons jou opkoop met 'n soet of 'n sjokolade of iets, dan is dit ook oukei. Ten minste hoor jy iets. So, maar nie net vir hulle nie, vir hulle ouers. Baie welkom en dankie dat julle die moeite doen om julle kinders nog steeds getrou katedese toe te bring. Nou, Leonor sê vanmôre, maar daar was vanoggend juis was daar 'n onderhoud op RSG oor die voorreg wat ons Suid-Afrikaanse skole het om wel nog godsdienste in die skole te hê. Dit is nie meer soos wat ons dit gehad het nie, maar ons het wel daar nog steeds. Terwyl in plekke soos Australië of Nieu-Seeland jy mag nie eers God noem daar. Jy mag glad nie 'n Bybel op daai skoolgronde invat. Jy mag glad nie. So ons besef nie altyd hoe bevoorreg ons is om nog steeds ons geloof en ons kinders te belê. Beide by die huis, sowel as hier by die kerk en dan natuurlik in skole. So vanmôre terwyl ons nou hiermee besig is, dink bietjie daar. Hoe bevoorreg ons is werklik om ons godsdiens vry te kan beoefen. En daarom is om jou kinders te bring om katedese by te woon. Dis 'n wonderlike voorreg. En natuurlik is dit 'n verantwoordelikheid. Ek meen daarvoor het jy ja gesê die dag toe jou kinders gedooop is. Maar afgesien daarvan, dis 'n wonderlike voorreg. Mens moet dit nie as vanselfsprekend aanvaar. Maar genoeg oor dit. Ons gaan begin deur lekker saam te sing vanmôre en ons gaan wegspring met 'n lied. Dis 'n verwerking van al julle volke klap julle hande. Nou ek wil almal van ons moet opstaan van die begin tot die einde met die lofprysing en aanbidding vanmôre. Maar hierdie lied het 'n spesifieke ritme wat en ek weet die ouer mense gaan dit dan noodwendig al saam doen nie. Maar die kinders, julle kan lekker saam klap. Nou kom ons staan gou so lank op, dan wil ek nou vir julle kinders gou die ritme leer. Kyk. Julle moet nou saam klap, ek gaan nou die ritme vir julle leer, en dan sal ek vir julle wys waar om te klap. Ok, hy gaan so. Weer. Laaste keer. Ok, nou hy gaan so, en dan ek gaan nou vir julle wys waar klap julle. En dan klap jy. Ok, so. Al julle volke klap julle hande. Al julle volke klap julle hande. Luister net na die gitaar en die ritme van die gitaar, dan gaan julle hom vinnig vang. Elke keer aan die einde van klap julle hande, dan klap julle daai hande en dan die refrein gedeelte, daar gaan jy nou nie klap nie. Ok, so ons gaan hom 2 keer sing en dan sluit ons af met al julle volk, klap julle hande.
daar is waarmee ons gaan afsluit. Okay. Julle volk, klap julle hande. 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 Laat die volk sing, laat die volk dank, laat die volk voor die dood. Die volgende een is 'n bekende een. Nou kan ouma en oupa en almal weer saam sing. Hierdie is 'n aanbiddingslied, dis dalk bietjie nuut. Dit is baie maklik. Ons gaan hom 2 keer deursing. Julle gaan hom baie vinnig leer en baie vinnig snap.
hierdie verwerking van God is liefde. Dit is vir my baie mooi en baie spesiale lied. Dit gaan om begin. Ek hoop jy ken hom. Dis 'n verskriklike mooi verwerking. Wat is die ou se naam? Retief Burger. Dis Retief Burger se verwerking. Julle het môre so lekker saam gesing, ek moes eintlik nog liewer hoor. Afkondigings. Dis gesinsdiens, julle weet dit nou. Daar is koffie en tee na die tyd in die saal. So asseblief kom kuier saam met ons, om drink 'n lekker koffie of tee. In hierdie hitte dink ek, ons moet dalk begin om kouers ook te sit asseblief. Ek dink baie mense gaan eerder wil koue sap en koue water moet drink in hierdie hitte. Onthou asseblief, hierdie naweek is die hengelkompetisie. Ons het dit nou hoeveel keer afgekondig, hoeveel keer op sosiale media uitgestuur. Asseblief onthou, hierdie naweek is die hengelkompetisie. Almal is welkom om saam te kom kuier. Jy hoef nie noodwendig in die kompetisie deel te neem nie. Jy kan regtig net kom saam kuier. Jou toegang is gratis, so jy kan regtig net daar gaan viere wees, of kom braai saam met ons, of kom koop van die hamburgers en borsbroodjies en goeders wat te koop gaan wees, wat dit ook al mag wees. Maar asseblief, kom kuier saam. Ons het gister so 'n lekker dag gehad, en toe het ek nou gesien dat almal kan lekker saam kuier. So asseblief, kom kuier saam. Kom maak 'n draai daar met ons. Dan, die Kerssangdiens lê voor julle. Na die hengelkompetisie verby is, ons 2 weke dan is dit die Kerssangdiens. En almal het nou al gesien,
Die tema vir die Kersdiens is moenie bang wees nie. Ons gaan die Saterdag begin, reg deur tot die Sondag. Ons gaan eers bietjie slaap. Maar die Sondagoggend gaan ons 'n Kersdiens, erediens hier in die kerk hê. Maar die Saterdag vroegmiddag gaan ons begin en dan gaan ons deur die strate ry, lekker opwindende Bounty en Mariah Carey speel. En dan gaan ons gaan met 'n trok deurry en behalwe vir die musiek, dan gaan ons vir almal kans gee om sommer op die trok en op die wa te klim en saam te ry terug hier na die kerkterrein toe. Dan gaan ons lekker braai, lekker saam eet en dan later wanneer dit so skemer is, dan gaan ons begin om Kersliedere onder die bome te sing. So daarom dan nou Kersliedere onder die sterre, soos wat julle sal gesien het. En almal gaan lekker saam sing. Die idee is dat die hele gemeenskap betrek word en dat dit vir almal moontlik is om dit by te woon. Daarom gaan ons die moeite doen om almal te gaan oplaai. So jy het geen rede dat jy, of geen verskoning dat jy kan nie loop nie, of jy het nie jou lift nie, of wat ook al nie, ons gaan jou kom oplaai. En die tweede ding is dat ons gaan kos gee. Jy hoef net jou drinkgoed en jou eetgerei en dan of 'n bietjie kombers op 'n stoel te bring. Die vleis wat gebraai gaan word, die bykosse, alles is op ons. So jy het geen verskoning om nie saam te kom kuier en saam te kom sing. Asseblief doen dit. En as jou familie wil kom kuier, nooi hulle om daai naweek te kom kuier. Dan bring jy vir hulle saam. Hier gaan genoeg wees vir almal. En hier gaan 'n springkasteel wees en 'n glywurm, so die kinders kan asseblief hulle swembroeke aantrek. En die daai Sondagoggend na die Kersdiens gaan ons die glywurm en die springkasteel weer opslaan sodat jy bietjie laat bou in jou pa se bakkie kan. Okay. So asseblief kom kuier saam daai naweek. Ons beoog regtig om van dit 'n baie mooi en 'n spesiale geleentheid te maak. En ons gaan Afrikaans en Engelse liedere sing, selfs die Engelse mense in ons gemeenskap is welkom om dit te kom bywoon. Dan die vergaderings wat voorlees, die datums en tye is daar in die blaadjie. Dit is ook uitgestuur op die sosiale media. Let asseblief daarop dat daardie datums verskil van die datums wat op die kalender is. En dan die WhatsApp veiling is die 6de November. As jy enigstens wil deelneem daaraan, sorg asseblief dat jy die skakel volg wat ons op die WhatsApp groepe uitstuur, sowel as wat dit is op die Facebook groep ook beskikbaar. Of as jy nie weet hoe nie en jy sukkel, kontak asseblief vir Kobus en dan sal hy jou opsit op die groep. Dan kan jy nou deelneem. Die lotte, sowel as dit wat in die lotte waarop jy kan bied, dit sal nader aan die tyd, sal Kobus dit dan nou op die groep versprei. Ons gaan dit nie nou al versprei nie, ons sal dit nader aan die tyd versprei. En dan, ek dink 'n dag voor die tyd het jy gesê nie. Die lotte. Ja, so 2 dae voor die tyd. Dan gaan hulle die lotte uitstuur op die groep en dan sal hulle dan weet wanneer die groep oop is, sodat jy dan kan begin bied. Maar julle weet hoe dit werk, dis nie die eerste keer nie, so asseblief praat met Kobus as jy enige vrae het. Dan Magriet is beskikbaar om as enige iemand wil vra het of wil gesels oor op hierdie stadium hoe die gemeente se finansies lyk en al die goeders. Magriet is beskikbaar. Sy is die enigste een met wie jy kan gesels daaroor, die enigste. Nie met my nie, nie met Christine nie met Johannes Kerkraadsvoorsitter, met niemand nie. Praat met Magriet, net met Magriet. Nie met enige van die ander bestuurslede nie, praat net met Magriet. En sy is beskikbaar môre, die 27ste, ja, môre die 27ste hier by die kerkkantoor. So as jy wil, kan jy hier na haar toe kom, tussen 9 en 11, en as jy dan nou nie hier met haar wil kom praat nie, dan kan jy haar nou natuurlik bel, maar wanneer jy kom om met haar te kom praat, asseblief maak tog net met haar 'n afspraak, sodat sy dan nou weet, dat hier wel mense kom, anders kan sy verniet hier kom sit en ons koffie opdrink. Okay, dan is daar voorbidding asseblief Lorraine nog steeds en Linde wat nog herstel van haar
skoueroperasie, sy sê nee, sy skap. En ons moet asseblief tog net aan kom Jan ook dink, hy het nou weer dieselfde skouer seer gemaak, en nog steeds, nou fokus hy op sy oë, maar nou maak hy sy skouer weer seer. Ai, die man, hy weet ook nou nie, maar asseblief maar aan hom dink, en dan sit asseblief 'n naam by Patrick, ons almal ken vir Patrick. Patrick is op hierdie stadium in Tshepong Hospitaal, met dit lyk of dit nierversaking is, so asseblief aan hom dink. En dan verjaarsdag, sal ek gou die sjokolade. O, hier is dit, well done, nee. Die verjaarsdag, sê ek dit reg, Rianke, okay, Rianke, sy is hier, sy kan die sjokolade kry. En Renies, sê dit reg, Hofman, spreek ek dit reg? Okay, maar sy is hier nie. En dan, Sanet, sy is ook nie vanmôre hier nie, sy is, sorry, excuse, ek dink die seuns het jou afgeskryf en jy weet. Dankie, Sanet vir jaar die 28ste, en dan Renay, sy vir jaar die 31ste, is Renay. Hy? Sal jy ons sjokolade vat? Beloof. Nou, ek nie vir hom is. Geef ons wel, dankie. En dan Chantel de Waal. Nee, wie gaan haar sjokolade vir haar vat? Dankie, ons sal. En dan Willem Visser. Ja. Jo. Okay, wie sal Willem Visser se sjokolade vat, asseblief? Sal hy? Ja, is reg. Dankie, baie dankie. Nou, geluk met julle verjaarsdag, die wat hier is, en die wat nou hier is, nie die sjokolade nou goeier gaan word. Stuur nog vir sê asseblief vir hulle, moet sê vir hulle baie geluk met hulle verjaarsdag. Goed, dis die afkondigings. Nou, die teksgedeeltes wat ons vanmôre gaan lees en gaan gebruik om uit die boodskap uit, want dit is bietjie weer jongmensvriendelik, en as aanvangswoord gaan ons sommer begin met die baie bekende gedeelte uit Josua 24 vers 15. Josua, nee, dis die verkeerde een. Maar in elk geval, julle ken hom. Josua 24 vers 15, waar Josua sê, wat my en my gesin betref, ons het die keuse klaar gemaak. Ons gaan die Here doen. Nou julle wat julle keuses gemaak het en vanmôre hier in die erediens is en gekies het om die Here te dien en aanhoudend kies om die Here te dien. Ek groet julle in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Paulus skryf in Kolossense 1 vers 2 aan al die gelowiges hier genade en vrede van God, ons Vader. Ons gaan onsself verootmoedig om onsself te begin voorberei om God se woord te hoor en om te hoor wat die Here op sy hart het vir elkeen van ons vanmôre. Ons doen dit weer saam te lees, Kolossense hoofstuk 3 vers 12 tot 17. Dit is ook uit die boodskap uit. God het julle gekies. Julle is sy spesiale mense in die wêreld. Hy's baie lief vir julle. Daarom moet julle die klere aantrek wat by julle pas. Jy moet baie vir ander mense omgee en gaaf met hulle wees. Wees op jou plek en moenie te veel van jouself dink nie. Moet ook nie ongeskik met mense wees nie, maar hanteer hulle mooi. Gee mekaar 'n kans sonder om mekaar met kritiek uit mekaar te steur. Kyk ook by mekaar se foute verby. Die Here het immers by al julle foute verbygekyk. Daarom word niks minder van julle verwag. Tussen die klere wat God vir julle gegee het, is daar 'n kledingstuk wat alles perfek afrond. Jy moet dit altyd en oral dra. Hierdie kledingstuk is die liefde. As julle mekaar liefhet, leef julle presies soos God dit wil hê.
Liefde hou julle naby mekaar, soos julle veronderstel is om te wees. Dit moet ook vir julle baie belangrik wees om die vrede wat Christus vir julle gegee het, tot elke prys te bewaar. As julle met mekaar begin vassit, maak juis dan die keuse vir die vrede van Christus. Om die vrede te bewaar is belangrik, want God verwag van julle om soos een liggaam te werk. Hy wil geen dwarstrekkery hê nie. En moenie vergeet om altyd vir God dankie te sê vir al hierdie dinge nie. Jesus se boodskap moet in julle lewe wees wat 'n bouplan vir 'n bouer is. Dit moet die plan wees vir alles wat julle doen. Daarom moet julle nie tevrede wees voordat julle alles weet wat Jesus vir julle sê. Leer mekaar wat reg en verkeerd is. As iemand 'n fout maak, help hom reg. Gebruik ook psalms en ander liedere om dit te doen. Sing uit julle hart uit, want met hierdie geestelike liedere sê julle ook vir God dankie. Laat ek saamvat. Jesus moet uit julle hele lewe straal. Of julle praat, of iets anders doen, Jesus moet daarin gesien kan word. Julle lewe moet een groot dankie vir God wees. En dit kan alleen so wees, as julle alles doen, asof Jesus elke breek saam met julle gee. Terwyl ons sit, kom ons erken dit, en ook weer die baie bekende lied, dan sê ons vir God en vir mekaar en vir onsself, dat ons is hier saam. En ons is hier saam in God se teenwoordigheid, omdat ons smag daarna om 'n ontmoeting met hom te hê. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanmôre hier te kan wees. Dankie dat ons U naam saam kan aanroep en aanbid en ook U naam kan prys. En ons doen dit, Here, omdat ons nie net in 'n verhouding met U staan nie, maar omdat ons eenvoudig met U kan stil bly oor ons liefde vir U. En daarom het ons, soos Joshua daai tyd, die keuse gemaak om U te dien op verskillende maniere. Of dit nou by die werk is, of dit by die skool is, of dit hier in die kerk is. Ons wil U dien. Ons sukkel en soms faal ons. Soms lyk dit nie noodwendig asof ons ambassadeur van U is nie. En dan wil ons vir U vra, Here, vergewe ons die kere wat ons dit nie reg kry. Vergewe ons die kere wat ons faal in ons menswees. Dankie dat wanneer ons U vergifnis vra, dat ons kan weet dat U genadige God is en dat U ons vergewe. En dat U ons deur die Gees inspireer om beter te wees. Om dit makliker reg te kry. Sodat almal wat na ons kyk kan sien, ons is die dienaars, ons is die kinders. Help ons, Here, om vanmôre hier waar ons nou by mekaar is, dat ons daarop sal fokus, om weer nog meer toegerus te word
om kinders van U te kan wees. Daarom kom praat met ons luister graag. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Voordat ons nou die teksgedeelte gaan lees, terwyl ons so gaan sit, gaan ons nog 'n lied sing, die 254, spreek Heer, wat U kinders luister. Ons herhaal dit weer. bekende gedeelte, dit kom uit Markus hoofstuk 10 vers 13 tot 16, daar waar die moeders hulle kindertjies na Jesus toe bring en dan wil die disippels hulle keer om by Jesus uit te kom. En das redes daarvoor, ons gaan nou nie vanmôre daarby gaan, maar dan roep Jesus hulle kindertjies nader en dan sê hy vir die disippels, moet hulle nie keer, kom ons lees, en ons lees dit ook uit die boodskap uit, kom ons lees. Op 'n keer het mense kindertjies na Jesus toe gebring, sodat hy hulle kan seën. Die disippels het hulle egter gekeer. Toe Jesus dit sien, sê hy dadelik dat sy disippels moet ophou. Moet nooit kindertjies keer om na my toe te kom. Hulle is altyd welkom by my. Die nuwe wêreld van God is juis bedoel vir mense soos hulle. Hiervan kan julle maar seker wees. Wie nie God se leiding en heerskappy aanvaar, soos 'n klein kind sy pa se leiding aanvaar nie, sal nie 'n plek in God se nuwe wêreld hê. Toe het hy sy arms oopgehou, sodat die kindertjies nader kon kom. Hy het hulle vasgehou, sy hand op hulle koppies gesit en hulle geseën. Dit is 'n baie bekende en baie mooi gedeelte en ek is seker almal van julle het al ten minste een keer in jou lewe 'n preek of iets hieroor gehoor. En vanmôre wil ek nou nie herhaal of so iets nie. Ek wil probeer om net uit 'n ander oogpunt vanmôre, uit 'n ander perspektief, net weer opnuut na hierdie teks te kyk. Inteendeel, om weer anders te kyk na dit wat daar gebeur het. Nou, as ons nou vir onsself nou net moet indink, min of meer wat daar gebeur is, hier is Jesus, ons verbeel onsself nou maar uit, iewers daar gesit, maar hier is Jesus, en hy is besig om met mense te praat. En die maas is so oorweldig, of eintlik geïnspireer deur dit wat Jesus vir hulle leer. En natuurlik ook dit wat mense van Jesus vertel, is almal so opgewonde om Jesus te ontmoet, en al wat die maas wil doen, tipies ma, ek wil hê my kind moet hierdie ervaring hê. Hierdie ervaring dat hierdie Jesus, hierdie rabbi, hulle sal ontmoet, en dat hy hulle sal seën. Dat hulle tog nie aan hom sal kan vat. Baie julle, enigiemand wat 'n ma is, en selfs ons paas ook, nee, wil tog graag die beste vir ons kinders hê. En as daar hierdie geleentheid is, waar 'n kind eens in 'n leeftyd ervaring kan hê, wil ons as ouers alles in ons vermoë doen, om dit vir ons kinders te gee. En dis nou presies wat hierdie ma's doen. Hulle bring hulle kinders na Jesus toe, want dis 'n once in a lifetime. Nou kom die kinders, en wat gebeur? Die ouderlinge sê, nee. Sorry. Hulle wil hulle keer. Daar's redes daarvoor, en binne die sosiale konteks
is die redes daarvoor eintlik baie sinvol, maar wat Jesus dan doen, weer, typies Jesus, breek die reëls. Hy sê, wow, ouens, wag bietjie, nee, julle gaan nie hierdie ouetjies keer om na my toe te kom. Hulle het 'n plek. Hulle het 'n plek in die koninkryk, hulle het 'n plek by my, hulle het 'n plek in my hart. Laat hulle na my toe kom. En dan gebruik hy sommer die geleentheid dat die kinders die ouer mense deur. En dis waaroor dit vanmôre gaan. Dit is waaroor ons vanmôre gaan gesels. Daai oomblik toe Jesus sê, julle ouer mense, julle gryshaards, wat weet julle, dink julle weet alles nie. Onthou word nie snort nie, het hy ons altyd gesê, mense wat dink hulle is smaak. Ek kan nie al die woorde hier sê, so dit daar buite is. Maar, julle wat dink julle is smart. En dan sê hy, kyk na die kinders. Leer weer verslag bietjie by hulle. En dis waaroor ons vanmôre gesels. Ons gesels vanmôre oor die feit dat kinders maak 'n verskil. En nou wil ek dit vir julle sê, maar ek wil vir almal hier teenwoordig vanmôre ook dit sê. Hoe kinders 'n verskil maak. Hoe kinders werklik hier in die gemeente, in hierdie gemeenskap, in die wêreld vir 'n verskil maak. Nie eendag wanneer hulle klare graad het, of eendag wanneer hulle getroud is, of eendag wanneer hulle eie kinders het, of eendag wanneer hulle verloof is, wat vandag. Nie môre nie, nou. In die eerste plek moet ons vir mekaar sê, kinders wys ons hoe geloof lyk. Laat ons nou nie vir mekaar jok. Ons as volwassenes het dit afgeleer om naïef te glo. Ons probeer dit, en soms kry ons dit nog steeds reg, maar kinders kry dit reg om te glo. Nie allerhande vrae te vra. As ek nou maar dink, hoeveel keer dit gebeur dat my dogtertjie by my kom, en sy sê, het papa geweet? En dan het sy nou iets gelees of iets op een van die Facebook reels gesien of wat ook al. En dan sê sy, dit is hoe dit werk. As ons hierdie en hierdie goed is, dis nou typies as ons hierdie goed en hierdie goed by mekaar in 'n glas meng en ons roer dit, dan kry ons dit. So naïef. Sy het dit nou gesien op hierdie videoetjie en eintlik wat ek weet eintlik wat sy vir my sê is, ons gaan doen dit. Ek wil sien hoe dit werk. Want kinders kry dit reg om nog naïef te glo. En dis een van die goed wat Jesus hier vir die disippels sê. As jy nie sommer maar net glo nie. En dit gaan nie daaroor dat Jesus hier sê, ons moenie navorsing doen nie. Ons moenie dieper kyk na dit wat die teks sê, of wat. Al wat Jesus hier sê is, glo net met jou hart. Glo. Ja, jy kan bylees en jy kan ekstra navorsing doen en jy kan vra en al wat goeders. Maar voordat jy dit doen, glo eers. Ons het verlede week gepraat van glo is sien, né? Glo eers. Weet daar is 'n God. Of jy hom nou tasbaar aan hom kan vat en of jy hom kan sien. Dit maak nie saak nie. Glo, net soos 'n kind, glo. Kinders vra op 'n stadium vra. Here, mamma, waar kom God vandaan? Of wie het vir God gemaak? Wie is God se mamma en pappa? Want dis hoe hulle die wêreld ons te werk. Maar hoor mooi wat is daai vraag. Waar kom God vandaan? Dit impliseer dat hulle glo God bestaan. Ons vergeet dit. Die tweede ding wat ons mekaar moet sê is dat kinders bring weer lewe en vreugde. Gister was nou 'n sprekende voorbeeld daarvan. Kyk, daar is gejol en geswem en slides gery en worsbroodjies geëet en elke ding. En almal wat daar was, het geglimlag. Hoekom? Want die kinders het dit geweet.
As ons hier by die kerk besig is met wat dit ook al mag wees, nie, die kinders spring op die springkasteel en hulle is op die slides, hulle hardloop rond, jaag mekaar, gooi mekaar met blare en blomme, wat dit ook al mag wees, moet dit asseblief nie doen nie, dan is die gaan julle uitdrag oor die feit dat julle in die bedding is. En dan praat ek nou nie eers van die Ina, so bly in die beddings uit, maar daai kinderlike vreugde, dink bietjie by die braaivleisbreeks. Daai kinderlike vreugde, die oomblik, wanneer die kinders daar rond hardloop en lag en skens, wat doen dit aan ons harte? Dit maak 'n verskil. Kinders bedien ons met 'n opregte lewe vol vreugde. En daarom is kinders nodig in 'n gemeente. Kinders het 'n baie belangriker plek in 'n gemeente as wat ons dit soms erken. Ons ouer mense wat op die kerkraad sit, ons dink die gemeente is ons dink dat ons bestuur die gemeente. Terwyl as ons hier buite staan en koffie drink en die kinders speel, kom ons erken vir mekaar. Dan besef ons, eintlik is hulle kerk. Eintlik kry hulle dit reg om kerk te wees. En daarom leer kinders ons, dit is derde, om anders te dink. Weer bietjie te onthou, waaroor gaan kerk wees? Waaroor gaan 'n gemeente wees? Waaroor gaan gemeenskap van gelowiges? Môre sit hulle hier in hierdie banke en hulle weet hulle gaan nou 'n sertifikaatjie kry of 'n boekie of wat dit nou ook al mag wees wat hier uitgehaal gaan word en elke ding. So hulle is hier om dit te kry. Dit is so. Maar op 'n Sondagoggend selfs al kry hulle niks. Hardloop hulle. Is hulle bly om daar te wees. Al is dit nou om saam met die maatjie te wees of wat ook al. Môre hoor ek gaan nou nie sê wie dit gesê nie, maar hoor ek, dit het my verskriklik goed laat voel. Dat, omdat daar nou nie so, hulle, die hartjie is seer, omdat daar nie vanmôre Sondagskool is nie. Wanneer laas was jou hart seer, omdat jy nie kerk toe kom het? Want ons het op 'n manier in ons oud word verleer om die lekker en die mooi raak te sien. Nou hoor ek 'n vrou sê, nee maar, ek gaan nie kerk toe nie, want hierdie ene het ek nou in die week gesien, skreeu van kinders in Pick n Pay. En ek het daai oom nou die dag dronk gesien by pa. So ek gaan nie kerk toe nie, want ek wil nie met daai mense geassosieer word nie. Dis nie hoekom ons is veronderstel om kerk toe te gaan, sodat ons God kan ontmoet. So ek gaan nou nie meer kerk toe kom. Nou is reg. Voordat jy ophou om kerk toe kom, vat vir hierdie glas water, en dan loop jy net om een keer om die kerk, en dan bring jy my gou vir my terug. So gedoen, so gemaak, een keer om die kerk geloop, teruggekom, vra ek, het jy die hond gesien wat in die straat verbygehardloop het terwyl jy op die kerk geloop het? Nee. Okay. Het jy gesien dat die voertuie hier buite, dat daar is een van hulle wat sy vensters oop is? Nee, ek het dit gesien. Hoekom nie? Want ek het gefokus daarop dat ek nie die water moet mors, soos wat ek
as jy hier in hierdie banke sit, en jy fokus op God, en jy fokus op die boodskap, gaan jy nie die mense rondom jou sien, en gaan jou aandag nie afgetrek word daarvan. Kinders doen dit. Maak nie saak nie. Ons gaan kerk toe, ons gaan sonnaarskool toe, ons gaan jeugdiens toe, ons gaan kinderkerk toe. En die ervaring daar is baie meer en groter as die feit dat ons Vrydag mekaar kwaad was by die skool. Lang al vergete. Ek het gehoor van nog 'n verhaal. 'n Dogtertjie het elke Sondagoggend vir die orrelis 'n blommetjie uit die tuin saamgebring en op die borrel neergesit. Elke Sondag. En die orreliste raak toe verskriklik siek. En toe die dominee toe nou vir die orreliste vra, hoe gaan dit? Toe sê sy, ek gaan hier opstaan en ek gaan weer die kerk toe kom, al kan ek nie die orgel speel nie, want ek mis my blommetjies. So ongeplan. Net deel vreugde. En daarom moet ons vir mekaar sê, en moet ek vanmôre nou vir julle ook sê, jy maak nie verskil enig as jy groot is. Moenie dink en wag kerk is vir groot mense. Groot mense leer wat is kerk by julle. Jy gaan nie enig as jy groot is 'n verskil maak. Ja, jy gaan dan ook 'n verskil maak. Maar jy maak nou klaar 'n reuse verskil. Dankie dat jy die verskil maak in hierdie gemeente. Dankie dat jy hierdie gemeente en almal in hierdie gemeente weer leer wat dit is om te glo. Om vreugde te hê in jou geloof. En daarom moet ons plek maak vir hulle in hierdie gemeente. Maar nie net hier, ook in ons harte. Dit is baie maklik om te sê, ja, maar die kinders is stout. Kinders is kinders. Kyk verby dit, kyk na die vreugde daarachter. En as dit beteken dat ek nou maar weer die vloere moet skoonmaak, dan doen ek dit. Want ek sal nie kinders breek om vreugde in die gemeente te bring. En dalk moet ons soms ophou om hulle te wil probeer leer. En weer 'n bietjie toelaat wat hulle ons leer. Want hulle is nie deel van die kerk van môre nie. Hulle is die kerk van vandag. Psalm 8 vers 3 sê, deur swak en klein mense word u groot krag hier op aarde uitgebasyn. Deur 'n baba wat gelykies maak of 'n pap babatjie in 'n ma se arms. Kom ons bid. Here, U is 'n wonderbaarlike God. Dankie dat ons kan kind wees in U teenwoordigheid. Selfs al het ons baie groot verantwoordelikhede by die huis, of by die werk, of waar dit ook al mag wees. By U kan ons naïef kind wees. Onopgesmak, sommer maar net kaalvoet, met 'n ketting in die sak, of 'n blom in die haar.
Here, help ons om weer 'n bietjie die vreugde van kinders te sien as die inspirasie wat deur U gebruik word, sodat ons weer die vreugde van gemeente wees kan ontgin. Here, dankie vir al hierdie mooi jong mense wat vanmôre hier is. Dankie dat hulle moeite doen om by U uit te kom, by die kerk uit te kom, saam met maatjies te speel en te kuier hier by die kerk en in die proses van U te leer. En dat hulle ontvanklik is vir U woord, vir die vreugde om in die geloof te leef. Nie net per geleentheid nie, permanent. Ek bid, Here, dat U hulle elkeen sal seën, soos wat Jesus gedoen het daai dag toe die kindertjies by hom was, dat U werklik die hand op hulle sal lê en hulle sal seën, uit hulle sokkies uit sal sien. Dat hulle werklik hulle identiteit in U sal ontdek, sal vestig, net daaruit vorentoe sal groei. Ek dank U dat U hulle ouers gebruik om hulle kerk toe te bring. Dat hulle hier is. Help ons, almal van ons, om op 'n ander manier na jonger gelowiges te kyk, en net weer 'n bietjie deur hulle vreugde aangesteek te word, sodat ons weer die vreugde kan ontdek en kan besef wat 'n wonderlike voorreg dit is. Boonop dat dit 'n verantwoordelikheid is, maar wat 'n wonderlike voorreg dit is. Soos 'n kind kan sê, ek is hier, ek geniet dit. Ongeag wees. Dat ek kan sê, ek is hartseer dat ek nie by die kerk was. Soos wat hierdie hartjie vanmôre hartseer was, omdat hy nie so ons is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou gee ek geleentheid vir die opname van die dankoffers. Daarna dan gaan julle na julle sertifikaat lê.
Here, dankie dat ons kan gee uit dit wat U vir ons gee. En dis ons gebed dan saam dat U dit sal laat gebruik tot eer en verheerliking van U naam tot uitbreiding van koninkryk. Help ons om ordentlike rekenmeesters, goddelike rekenmeesters, gewoorsame rekenmeesters te wees. En dit wat eintlik ons is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ok, julle, dit gaan nou so werk. Ek gaan julle klas vir klas vorentoe roep en dan kom daardie klas se kategorieë saam en dan gaan ons julle sertifikaatjies gee. Dan gaan julle weer gaan sit. En dan wanneer ons klaar is met die kinders se sertifikate, dan gaan ek aan die kategorieë ook weer vorentoe roep. Ek wil daarom vir julle ook dankie sê. En ja, dan ja, kom ons doen dit eers. So, ek wil begin deur al die kinderkerkkinders wat vanmôre hier is, vorentoe te en die kinderkerk aanbieders ook asseblief. Gerard, Gerard gaan help om alles uit te gee wat uitgegee moet word. Goed. Jy moet hier na toe kom. Jy moet van my gee. Kyk, ek gaan vir jou gee en dan gee ek vir. Ok, eerste is Frank Florie. Is hy hier? Hy staan. Ok, en dan help my. Ook nie. En kom. Ella. En dan Amorei. Annabel. Arnei. Almai. Elisabeth. Die rest van julle, kom al julle sjokolade ten minste en 'n lekker stywe handdruk hier vir die billetjies. Excuse, ek het misgekyk, ek is jammer. Ek vergeet nie. Ok, sorry. Mornay. Hy is nie. Ek is jammer, julle ter Blanche. Hy is ook hier nie. Waar is die mense? Jo. Hulle kry sertifikate om kom hulle doen. Kyla, ook nie. Want jy staan, kom, ek sien jou nie agter hom nie, jy so. Johnny. En, jy vertel nie dit. Hey! Johan. Nee, ok. Ja. Ook nie hier nie. En dan Isak. En alweer. Dankie. Dankie dat jy my gehelp het. Ek het amper gestres en gedommel gaan nie. Ja, dankie. Ok, nou is dit die al die graad 1 en 2. Graad 1 en 2. Weer dan nou Arnei van Sail.
En Kayla. Okay, toe maar ek. Wag. Kayla. Hulle kry 2 keer, want hulle moet by die kinderkerk en by die graad 1 is nie. Okay, dan Ella. My. Sy is nie. Ja. Kom. Oh my. Sites. En dan Annabelle. De blaadjes. Johnny. John. Hy het ook weg met al die pryse gemaak. Sy. Dankie julle, na die graad 3'tjies. Ja. Ek kan dit nie meer onthou wie sien en wie sien. Hoor? Hawie. Ons kan nou na die tyd Hawie. Ons hy, hierso. Hierso. En dan weer Abis. Hierso. Ek kan nog geen keer. Ek julle weet sy job is. Vanmiddag klaar. Op pad huis. Alright, dan al die graad 4 asseblief. Okay, eerste is Elmorijn. Johanne. Janke. Michaela. Jan. Janika. En kort. Dan nou die graad 5's asseblief. Abelrijn. Laurens. JJ. Denise. Bianca. Oh. Dankie julle. Graad 7's. Kyk julle graad 7's nie. Hoor, terwyl ons praat oor die graad 7's, julle moet hou hierdie spasie dop van volgende jaar af het ons skool verwisselingskamp spesiaal vir die graad 7's. Julle is ons nou op daai stadium, julle weet nie heeltemal hoe julle nou mens of wese is nie. Dis in die hond en die boom. Dankie dat julle die video van die tekst die sal jy kan geef. Alba, is hy hier? Ja, is hy.
Diana. En Roa. En Renzer. Nee. Milan Lai. Matthew. Nee. PJ. En dan Kok Junior. En Beyers Junior. Julle al twee se uitgeknip jong weergawe van julle pa. En dan die graad 8 asseblief. Tyler. Nisha. Megan. Jan Druk. En Anna. Kijk mooi like jou hare, want ek het 'n Frans gehad met hare so gemaak. Maar volgens die groep wat oor geword het. Dan die graad 9 en 10 soos dit. Koenie, dit is op die eerste. En dan stop. Dan is die Ronnie. En Priyanka. Moet ik iemand lekker veel antwoord? Je weet toch, als je het slaat, dan je het is. Je weet. En George. Dankie, nou wil ek asseblief vra dat dit bly sommer voor. Al die kategorieë. Al die kategorieë gaan goed oor in die kom asseblief. En asseblief die kinderkerk aanbieders ook. En die afkomste, dis nou jullie is jy mooi daar ook asseblief. En dan Stefanie. Dit is afwesig. So my kinderkerk draai nie gou vir ek om dit so op, dat almal kan sien hoe julle lyk. Die van julle, so dit is die mense wat hard werk om julle kinders besig te hou, terwyl hulle nou sonder sodat julle bietjie kan rustig wees. So ek kom ons sê vir hulle. Die mense werk hard vir die jonger mense en hier so ek wil regtig julle uit my hart sê baie dankie vir die aandeel wat julle het in hulle lewens en dit wat julle in hulle lewens inbloed. Julle doen dit net ek sien dit raak. Ek dink baie van hierdie mense sien dit raak. Ons het nie nodig.
So op hierdie manier moet ons nou vanmôre op met julle. Baie dankie. Dankie vir julle harde werk, dankie vir die moeite, die voorbereiding, die geduld. Elke ding, julle is reg deur die week besig gestaan, dat julle nou op Sondag op donker, so baie dankie. En dat julle elke Sondag hier is, dat julle betroubaar is. En vir al die planne wat ons nou maak, vir al die mooi goed wat voor. Dankie dat ek al klaar op julle kan staan. Vir al die mooi goed wat. So die kinderkerk aanbieders, dat Janine, en ja, Debbie en Deidre, en Nelmarie, en Lorraine, Nicolien en Annelien. Dan is, as julle nou nog klas ook het, moet julle dan gaan sit en julle kry op môre vriende. En dan by die graad 1 en 2 is Nicolien. En by die graad 3 is Annelien. By die graad 4 is Margriet. By die graad 5 graad 6 en 7 Gerard. Graad 8 Nelmarie. By die graad 9 en iets goed. Die afloser is die heer Wees. Waar die Kathy is hier. Ek het gesien kom. En mooi raak. Hier staan sy. Baie dankie. En vat asseblief Stefan sit. Dankie. Nou kan julle maar gaan sit. Baie dankie. Ons is klaar. Ons gaan nou afsluit met ons slotsang. Dit is ook 'n baie bekende lied, lied 543, versie 1 tot 3. Here Jesus, ek is klein. So ons gaan staan vir hom, dan bly ons staan vir die seënuitspraak en die sing van die amen aan die einde. Kom ons staan, dan sluit ons kyker. Oh,
Here gelowiges, gaan wees bietjie kind, gaan wees weer bietjie vol van die vreugde wat God inherent in jou geskep het en ontdek weer die lekker daarvan om kind van God genoem te word. Die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus, die hoop, leiding en nabyheid van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees en bly van nou af tot in alle ewigheid. Amen. Koffie, tee, van kry. Somos claros.
kry eers. Ons kry eers. Hallo. So, nee. Ja, dan moet ek maar net. Oké, dan kan julle maar nou dan. Ja, maar dit gaan maar net. Ja, maar dit is nog nie. Ja, sy sal dit. Ek het al toe gesê van ons moet daar slaap. Alles is oor die kinders voorbou staan. Hulle word ook nie voorstel en dan het hulle klaar kom. Sy sê sy moet maar dit is so handig baie slaap, maar dit kinders wat in skool is. Sê ja, hulle sal my terugbring. Ek sal jou terugbring. Jy moet my dan net daar in skool. Ek het nie eens 'n nommer nie. Dis so vir my sonder. En ek het al vergeet dat ek het so gaan na my oupa se huis. Maar so werk die Sassa. Ja, sover en so is dit daar reg. Ja, ons hoop by daai tyd. Hy het hierdie naweek. Ek hoop ook so maar, ek bid en hoop so. Hy kom maar vir Wimpie kom. Maar, gaan hy nie. Ja, ek weet so hulle is. Hy self so jy moet dan praat vir so. Ja, dat jy my sondag sal ek net vir Magda vra van ons kan terugbring. Ek wil nie hê dat hulle so laat in die ander die busie kom ons nou laat. Nee. Hy hulle sê maar ja. Ek dink ook ek weet wat gaan hulle nou doen. Ja, is reg. Nou sal ek net vir Magda dan staan weer op Sassa. Dis aan die dag ons kry pensioen, ja, ons kry ons pensioen. En so dan sal ons miskien dan so Sassa. Maar ek kan nie met my geld hê, maar ek sal vir my geld gee. Maar goed, want hierdie betaal, ek wil die pensioen betaal. Maar ek kan nie koop daai dag. Ek moet weet wat hy kry ook die dag as ons pensioen kry, maar hy gee my kontant en betaal ek weer huisie. Ek kan niks verkoop nie. Ek moet eers wag dat hy vir my geld gee. Hallo my auntie. Hoe gaan dit? Ja goed, dankie. Nee, wat ek sal my tannies al, ek sal altyd my tannie doen. Dis het my ou sussie vir my gegee. So dit was kom seker pakkies vir ons gegee. Dis net my kerkleer. Ek gaan nie met hulle aansien nie. Dis net my kerkleer. Ek gaan daai toe wag. Ek het eers met ek het kon nie my lady blou kry nie. Ek dink as lady blou kerk sit is goed. Maar jy sal nie jy pas met die polisie. Jy sal nie sê dit is ek het eintlik gesoek vir die lady blou. Maar ja, dit is so. Dis vir die ou mense. Ons kom net gou ons goed so tussen die ons moet weer ek wil iets van die so skryf. Ek het dit dan gaan ek het tot 2 dae. En ek het so baie werk doen.
Nee, jy is nie besmoedig saam met my nie. Jy gaan saam met my moeder, want weet jy wat? Hierdie moet jy reg kry. Ek verloor vir ons te alles. Al hierdie dinge is mooi geval. Ek sê die Here so kyk en smaak van my pyn. Dat is te onverdig. Dit is 'n openbare skandal. Dat ek dus kan sê dat sy wil, hier is nou ook bij. Want hy is selfsugtig en hy doen baie. Maar hy is super, maar hy kan nie heeltemal lekker nie. Maar hy wil nie doen. Nee, hy wil nie doen. Dus die stad sal hom doen. Toe sê hy, jy sê, jy wees lekker. Jy gaan nou in en jy gaan doen. Jy gaan luister wat jy doen. So ek het nou hard gepraat. En dan is het zo. Dan kan maar omlopen. Ach nee. Ek het ons gesê. Sy het is lekker so met die kerk. Ek gaan net. Wat ek doen moet. Ja, wat ek doen moet. Ja. Ek het gedink dat ek